Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende hier. Is lekker om julle almal te sien. Seker moege in die bos. Daarom nie almal nie. Alright. Goed gou vinnig almal rondom jou sê net vinnig hallo, vra hulle naam asseblief as jy dit nie ken nie. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Voor ek nou die stukkie gaan lees wat ons vanoggend ook as wet gaan lees, die liedjies wat ons gesing het vandag. Julle weet ek maak baie ook van die woorde van liedjies, maar dat ons maak my nou stil, Heer, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. 'n liedjie wat 'n dieper lied is, maar wat gaan daaroor, maak oop my oë, my hart en my ore, dat ek U kan ken. Wat baie belangrik is, en vandag se diens gaan rondom hierdie ken gaan, en dan soos 'n wildspok het ons gehoor in die liedjie, U alleen is my harts verlange. Daai diepe behoefte, daai diepe dors om naby aan die Here te wees. Dis altyd een van die mooi liedjies wat ons kan sing, wat hierdie diepe dors kom uitdruk. Vir my baie mooi woorde. Nou vanoggend lees ek vir ons uit Efesiërs 3 vers 16 tot 19. Omdat ons vanoggend dan redelik fokus op die woordjie ken, het hierdie deel ook die woordjie ken in, dat ons sy liefde sal ken. Maar kom ek lees vir julle. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heiligheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Net tot sover. So, hierdie stukkie, ek dink een van die bekende stukkies in die Bybel wat ons baie goed ken, maar dan die hooffokus van hierdie deel is dat Christus in ons harte sal woon en dat ons in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Maar dan die stukkie wat sê, mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Die klem wat hierdie deel wil maak is dat God se liefde groter is as wat ons ooit kan dink. En dis moeilik vir ons, want ons dink aards daaroor. En baie keer as ons foute maak, baie keer as ons sonde doen, dan dink ons, maar weet jy wat, die Here se liefde is nie groot genoeg om hierdie goed te vergewe nie. Maar daar kom sê die deel, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En vanoggend is my wens vir julle, my gebed vir julle, dat elkeen van ons hierdie liefde van die Here sal leer ken. Liefde wat jou vul en jou laat lewe na buite, dat ander mense ook hierdie liefde sal sien binne jou. En mag jy vanoggend ook in die diens net besef, die Here is oneindig baie lief vir jou. En ek gaan vra waar ons nou gaan stil word vir so 'n half minuut, om net vir die Here te dank vir die groot liefde van hom, maar bid ook dat sy Gees jou sal help, dat jy hierdie liefde meer en meer sal ken. So kom ons raak stil vir so 'n half minuut. Ons sluit ons oë vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie
vir die voorreg om vandag voor U te kan stil wees. Here, waar ons dalk die week besig was, rondgehardloop het, baie dinge gehad om te doen, maar dat ons vandag net voor U kan stil wees, dat ons op U kan fokus, en dat ons vandag die eer aan U kan gee, wat U toekom. En liewe Here, ons kom bid vandag, waar ons saam is, dat die Gees binne ons sal werk. Here, dat ons vandag sal hoor wat U sê, maar Here, dat ons ook daarna sal luister, en ook dat ons sal leef soos wat U van ons vra. Here, help ons vandag asseblief, dat ons iets van U teenwoordigheid sal beleef. Amen. Nou, van julle het al dalk die enetjie gehoor, was nog as my snaaks gewees, van 'n man wat saam met sy vrou ry lang pad, maar die vrou hoor nie lekker nie. So sy sukkel 'n bietjie met die ore, en alles wat hy sê, moet hy herhaal vir haar. So, hy ry vinnig, want hy wil vinnig by die plek aankom, en 'n speedkop vang hom. En hulle trek hom af. En toe die speedkop nou hier langs hom kom staan, sê die speedkop vir hom, ek soek jou lisensie. En die vrou sê, wat sê hy? Hy sê, hy soek my lisensie. En hy gee die lisensie. En die ou sê vir hom, jong, jy het te vinnig gery. En die vrou sê vir hom, wat sê hy? Hy sê, ek het te vinnig gery. En hy gee die lisensie, en die speedkop kyk op die kaartjie, en hy sien maar, hulle kom van New York af. En hy sê, weet wat, ek het 'n tydjie daar gebly. Ek het eendag op 'n blind date gegaan, met die irriterendste vrou wat ek nog ooit ontmoet het. En die vrou langsaan, wat sê hy? Hy sê, hy ken jou. So, hy soek vir moeilikheid, gelukkig kan sy nie hoor nie. So, ons praat vanoggend oor ken. Wie is die mense wat jy regtig ken? So, dink 'n bietjie daaroor, want dit is dalk nie so 'n maklike antwoord nie. Wie is die mense wat jy regtig ken? As jy nou dink, hopelik jou vrou en jou man, hopelik jou kinders, jou ouers, en hopelik is daar ook vriende wat jy regtig dieper ken. Maar baie keer besef ons dan, gebeur daar iets, dan kom jy agter, maar jy het nie regtig die persoon so goed geken nie. Of hulle doen iets, of hulle sê iets, en dan kom jy na die tyd agter, maar miskien het jy die persoon nooit regtig so goed geken as wat jy gedink het nie. Julle het die ene waarskynlik gehoor van die, ek het net gedink, is my baie snaaks, van die man en die vrou wat sit en drink koffie, en hulle sien maar, die buurman is op pad werk toe, en hy gee sy vrou 'n drukkie, en hy soen haar, en hy hou haar vas, en die vrou sê vir haar man, maar, hoekom doen jy dit nie ook 'n bietjie nie? Hy sê, ek ken haar nie eers nie. So, ons ken nie altyd almal so goed as wat ons dink nie. En ek dink elkeen van ons het 'n verhaal van waar ons gedink het ons ken iemand goed, maar dan laat hulle ons in die steek en dan kom ek agter, maar miskien het ek nie die persoon so goed geken as wat ek gedink het nie. Maar 'n punt wat ek wil maak, die verskil tussen weet en ken. Baie keer misgis ons met die twee. Jy weet, ek weet dalk baie dinge van jou, maar dis nie noodwendig dat ek jou ken nie. Kom ek vat die voorbeeld, sê nou maar, my vrou like baie van Ryan Reynolds, nee. Sê nou maar, ek leer alles van hom wat ek kan. Ek leer sy verjaarsdag, kinders se name, sy vrou se naam, waarvan hou hy om te eet, al die inligting oor hom, ek leer dit alles. Maar as ek nou in sy deur gaan klop, en hy maak die deur oop, gaan hy my ken? Nee, ek weet alles van hom, maar ons ken nie mekaar nie. Nou sy vrou blyk, gaan dalk nie al die inligting weet nie, maar sy ken hom. So daarom die balans tussen ken en weet. En baie keer misgis ons onsself dat ons weet van mense, maar ken ons hulle regtig op 'n dieper en persoonlike vlak. En dan die vraag waarby dit gaan uitkom vandag, en ek wil graag hê vandag moet ons diep dink oor dit, is, ken ek vir Jesus? En ons gaan bietjie praat oor die woord ken vandag, want dit beteken nie net weet nie. Om te weet van Jesus is goed om te weet, om die Bybel te lees en dinge van hom te weet, om kennis te hê van hom, maar hier kom dit op 'n dieper vlak, ken ek hom persoonlik?
Het ek vandag 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus? Het ek 'n persoonlike band met Jesus vandag? Ons gaan lees vandag, ek het verlede Sondag gepreek oor die stukkie vooraf. Ek het vir julle gesê, ons gaan oor hierdie stukkie praat, wat vir my persoonlik, een van die skokkendste dele in die Bybel is. Ek dink die intent om ons 'n bietjie te laat skrik maak. En ek dink die deel, nog altyd as ek dit lees, tref dit my. So kom ons lees saam, Matteus 7, vers 21 tot vers 23. 'n baie kort stukkie, net 3 versies, maar baie treffend. Ek gaan net die laaste versie uit die boodskap en Nuwe Lewende Vertaling ook lees. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek sal dan vir julle sê, ek ken julle van geen kant af nie. Julle spulslegte mense verdien die hel. Gee dadelik pad voor my. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af, julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Net tot sover. Almal ken hierdie stukkie in die Bybel. Ons almal het hom al gelees. Glo iewers het jy al 'n boodskap daaroor gehoor. Hierdie stukkie is vir my een van die treffende dele in die Bybel. En die ene groot rede is, met wie praat Jesus in hierdie deel? Praat hy met ongelowige mense? Hy praat met Christene. Hy praat met mense wat hom reeds ken. Hy gebruik dit in die woorde wat hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Die klem lê daarop, hulle weet hy's Here, hulle erken hom as Here, en baie ouens gaan vir jou sê, die feit dat die woord Here 2 keer gebruik word, kom druk emosie uit, kom druk ywer uit, kom druk oortuiging uit. So hulle is oortuig, hulle is sy volgelinge. Hulle is oortuig dat alles wat hulle doen reg is, en daarom kom hulle, en dan sê hy vir hulle, nie almal wat van die Here, Here gaan sê, gaan in die koninkryk van die hemel kan inkom nie. Net die wat die wil van my Vader doen. Ons gaan nou meer oor dit praat. So, wat vir my treffend van die deel is, hulle sê die regte woorde, maar dit help hulle nie. Hulle sê vir hom Here, hulle noem hom Here, maar dis nie genoeg nie. Volgende deel kom sê hy dan vir hulle, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. So hulle vat dit verder, hulle sê, Here, maar ons ken nie as jy, ons weet jy is Here, ons noem jy Here. Hy sê nee. Gaan verder om te sê, het ons dan nie gepreek en wonders gedoen, het ons dan nie mooi dinge in die naam gedoen nie. En dan kom sê die Here ook, dis nie goed genoeg nie. Want om dade te doen is wonderlik, maar dade kan my nie red nie. Al doen ek die mooiste dinge in die wêreld vir mense, daai dade red my nie. So hierdie stukkie, dink ek, het hulle hart skrik gemaak. Want dan sê hy die volgende woorde wat treffend is, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek het julle nooit geken nie. Nou dis skrikwekkende woorde vir die Here te staan om te sê, Here, maar ek weet U is Here, en kyk al hierdie mooi goed wat ek gedoen het, en die Here sê vir my, maar ek het jou nooit geken nie, gaan weg. Skrikwekkend om daaraan te dink. Nou, die woordjie hier,
wat Jesus gebruik vir ken, is nie weet nie. Hierdie woordjie ken, kom sê iets meer. Dit kom sê van 'n intimiteit. Dit praat van 'n persoonlike verhouding. Dit praat van 'n diep, besondere band wat daar met hom moet wees. So in kort kom sê hy vir hulle, julle het nooit 'n persoonlike verhouding met my gehad nie. Julle het nooit 'n persoonlike band met my gehad nie. Gaan weg van my af. En hierdie het my laat dink. Dit laat ons die vraag vir onsself vra, en ek hoop te doen, dat ek self moet vra, maar ken ek die Here? En die woordjie ken impliseer 'n persoonlike, diep, persoonlike, intieme verhouding met hom. Het ek dit vandag? Of weet ek van hom? Ja, ek weet hy het vir my gesterf. Ek weet van die wonders wat hy gedoen het. Ek weet hy was op aarde. Ek weet van God. Ek weet van die disippels. Ek weet van die profete. Ek weet dit. Maar dit bly by weet. Dit bly by kennis. So, in kort, wat kom leer die deel vir ons? En dis die eerste keer wat ek so na hierdie teks kyk. En die eerste deel kom sê vir ons dat woorde is nie genoeg nie. Ek kan die mooiste woorde sê, kan die mooiste liedere sing, maar die woorde is nie genoeg nie. Tweede ding wat dit kom sê, dat werke is nie genoeg nie. Ek kan die beste dinge onder die son doen, maar dis nie genoeg nie. En dan die klem van hierdie deel, intimiteit en 'n verhouding. Dis wat Jesus kom beklemtoon, dis wat Jesus vir ons vandag kom sê. Hy sê vir ons, ja, dis goed om te weet, dis goed om die Bybel te ken, maar hierdie kennis moet aan die hart toe gaan. Dit moet uitkom in 'n persoonlike band wat jy met my hê. En hierdie persoonlike band beïnvloed ons lewens, dat ons dan reg begin leef. Hierdie band beïnvloed ons, dat ons dan God se wil soek en nie my eie wil nie. Want as jy mooi gaan dieper kyk in hierdie deel, toe hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, word dit impliseer, maar hulle het nie sy wil gedoen nie. Hulle het eintlik hulle eie wil gesoek. Hulle was eintlik hulle eie koning, dit was nie hy nie. So wanneer ek die Here leer ken, wanneer ek 'n persoonlike band het, wanneer ek 'n intieme verhouding het, transformeer dit my, dat ek sy wil begin soek. En dan die woorde en dade kom ook uit. Maar die klem lê op hierdie verhouding, wat my lewe moet verander. As my verhouding met Jesus nie my lewe verander nie, in 'n goeie sin nie, dan is daar fout. As hy nie my lewe begin invloed nie, en as daar nie persoonlike band is nie, is daar fout. Nou, ek het so twee mooi stories, twee getuienisse. Eerste van Scottie Scheffler. Julle wat golf kyk sal weet wie dit is. Ek dink hy is nog steeds die nommer 1 golfspeler in die wêreld, as ek reg is. Nou, hy is iemand wat, hy's 'n Christen, maar wat vir my mooi is, dat hulle sê, hy getuig openlik oor sy identiteit, wat gegrond is in sy verhouding met Jesus. Hy getuig dit, dat almal moet weet, sy identiteit is gegrond in Jesus, in sy verhouding met Jesus, en hy het al gesê, hy speel nie golf om sy waarde te kry daaruit. Hy speel golf omdat God hom 'n gawe gegee het, en hy doen dit om God se naam te verheerlik. Hy sê, hy weet hy's gered, al wen hy nie op die skorkaart nie. En dis mooi. Iemand wat getuig dat hierdie verhouding met Jesus het sy lewe impakteer. En dan, ek dink die groot voorbeeld, Brian Welch, dink nie almal van julle sal hom daar ken nie. Ek het gaan nalees, hy was in die band Korn. Hy was 'n gitaarspeler. Nou, glo nie van ons het Korn al geluister, ek weet nie, maar lewe van rykdom, 'n lewe van glorie, van roem, van status, maar ook van mef, van dwelms, en dat hy dan met dwelms die mekaar geword het, en hy toe begin agterkom dat hierdie lewe is besig om sy verhouding met sy dogtertjie te kom verwoes. En in 2005 het hy 'n ontmoeting gehad met die liefde van Jesus.
En hierdie ontmoeting met Jesus het sy behoefte aan dwelms kom wegvat, en hy het weggeloop van miljoene rande af, van al die roem af, om 'n pad met sy dogtertjie en 'n pad met Jesus te stap. En hierdie getuienis van hom word baie gebruik in die dokumentêr Loud Crazy Love. En wat vir my mooi is van hierdie twee verhale, is dis twee celebrities, twee ouens wat bo in die wêreld was, aardse wêreld was, en dat hulle agtergekom het. Dit gaan om Christus. Dit gaan om my verhouding met Christus. En dat my verhouding met Christus kom verander my lewe. Ek vanoggend vir jou die vraag vra, het jou verhouding met Jesus jou lewe verander? Dat jy 'n band met hom voel, dat jy naby aan hom voel, dat jy voel jy leef elke dag saam met hom, jy stap elke dag saam met hom, jy geniet dit om in sy nabyheid te wees. Het ons daai verhouding met Jesus? Dat ek hom so ken, dat hy my hart verander, my prioriteite verander, dat ek sy wil soek en nie my wil nie. Dat ek leef soos hy wil hê ek moet leef, nie soos ek wil nie. Dat hy die ek kom verander in 'n hy. Het ek vandag 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus? En dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Die een ding wat ek geleer het in al die jare wat ek veral by die jong mense gewerk het, dat, en selfs met die groot mense ook, dat 'n verhouding met Jesus kan jy nie bepaal altyd met wat jy sien. Jy kan goeie goed sien, maar dit sê nie wat binne aangaan nie. En baie keer sien jy nie, maar binne is dit gesond. Net jy alleen weet, ken jy vandag vir Jesus? En as jy vandag die antwoord nee gee, of jy van die antwoord ek weet nie gee nie, maak vandag 'n verbintenis. Om nie net te weet van Jesus nie, maar om jou lewe met hom te deel. Om jou Bybel te lees, om te bid, om kerk toe te gaan, om Bybelstudie toe te gaan, om met Jesus besig te wees. Maak daai verbintenis om dit te doen. Want daai verbintenis is goud werd. Die klem, geloof bly nie, is nie net woorde en dade red ons nie. Dit moet daar wees. Maar geloof kan nie net bly by wat ek sê en doen nie. Dit moet in my hart ook wees. Daar moet 'n intieme band wees. En hierdie deeltjie om af te sluit, sal my altyd tref. Ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek en jy moet hom ken. Persoonlike verhouding nie. Maak erns daarmee. Ek dink altyd 'n goeie maatstaf is, praat met jou vrou, praat met jou man, praat met jou kinders, praat met jou ouers, maar praat met iemand oor dit. As jy sukkel met dit, kom praat met my, as jy sukkel met dit. Jesus het gesê, ek het gekom, sodat hulle kan hê 'n lewe van oorvloed. Oorvloed lê in hom alleen. Vervulling lê in hom alleen. Sin lê in hom alleen. Maak vandag erns met hierdie verhouding met Jesus. Kry hierdie band met hom, stap 'n pad met hom en geniet die lewe saam met hom. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hierdie boodskap by U kan ontvang. Here, waar hierdie boodskap dalk soms hard op ons ore neerkom, dat ons baie keer skrik as ons dit hoor, maar dat ons vandag weet, Here, U wil 'n persoonlike verhouding met ons hê. U wil 'n diep band met ons hê. En daarom, Here, help ons deur die Gees wat binne ons werk, dat ons opnuut sal erns maak met hierdie band. Dat ons opnuut sal erns maak met hierdie verhouding. Here, dat ons 'n diep pad met U sal stap.
dat ons U wil sal soek, en dat ons gehoorsaam aan U sal wees, maar dat dit alles lê in hierdie band met U. Here, mag U Gees in ons werk, dat ons sal honger na U, dat ons sal dors na U, dat ons ook vandag sal sê, dat U alleen is ons harts verlange. Here, wees met ons gemeente, seën ons gemeente, lei ons gemeente, help ons dat ons as gemeente, dat ons U sal ken, en dat ons U voete en hande op aarde sal wees. Ons bid dit, Heer, alles in die grote naam alleen. Amen. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.